Die Beyond Barriers Foundation is 'n Suid-Afrikaanse organisasie wat daarop fokus om sport meer inklusief te maak. Hulle werk daaraan om aan atlete met fisiese gestremthede die ondersteuning, geleenthede en erkenning te gee wat hulle nodig het om aktief aan wedlope en sportbyeenkomste deel te neem. Ek gesels nou met een van die stigters van Beyond Barriers Foundation, Frans Hendrik Badenhorst, en dan ook Danu Swart en die atleet Lariska Steyn, wat eerstehands kan vertel hoe die organisasie atlete ondersteun om die onmoontlike moontlik te maak. Baie welkom aan al drie van julle. Dankie, baie dankie. Goed. Frans Hendrik, ek wil sommer met jou begin en vra, wat is die Beyond Barriers Foundation en hoekom was dit so belangrik vir julle om hierdie organisasie te stig? So die Beyond Barriers Foundation is 'n organisasie wat agtergekom het daar's 'n groot gaping in Suid-Afrika. Groot gaping om geleenthede te skep vir mense soos Danu en Lariska. En alles het begin met 'n droom om net 'n Ironman te doen. Dis vir my en Danu altans 'n marathon aan te pak om die gevoel te gee om hierdie tipe van goed klaar te maak. En toe Danu eendag vir my gesê, weet jy wat Frans, daar is net nie 'n iets waarvoor om op te staan in die oggende nie. Ek sien nie uit om uit te gaan en deel te neem aan goed nie, want daar is nie 'n gemeenskap waarna ek kan behoort nie. En toe het ons besluit om Beyond Barriers Foundation te skep, om regtig waar lig op die saak te sit dat differently abled atlete regtig waar nie 'n plek het in Suid-Afrika nie. En ons wil vir mense sê, weet jy wat, jy kan die Here in jou storie wees. Raak deel van die foundation, raak deel van ons kompetisies en die goed wat ons aanpak, en ons gaan jou ondersteun, finansiëel, emosioneel, geestelik. Beyond Barriers Foundation is daar om vir differently abled atlete te sê, julle is awesome. En ek hou altyd so baie daarvan wanneer mense eerder verwys na differently abled. Ek dink dit is vir my so mooi positiewe benadering. Nou, Danu en Lariska, ek wil graag vir julle vra, wat sou julle sê is die grootste uitdagings vir atlete met fisiese gestremthede om aan sport deel te neem? Danu, kom ons begin by jou. Wel, ek dink eerstens dit speel 'n groot rol hoe mense jou sien. So mense is klaar daai stigma in hulle kop dat jy differently abled is, maar jy kan nie doen wat jy wil doen nie. So hulle klaar 'n ander perspektief van jou. So in plaas van dit, ek dink weet ons werk hard vir dit, en ek dink hoe anders ek lyk, ek hou aan, en ek dink die moeilike ding is vir my spesifiek, omdat ek jane het, maak dit 'n groot verskil. Jy moet kan nie dinge doen wat normaal kom nie. Kan nie gou 'n yskas oopmaak of so nie. So ek dink dis iets wat vir my persoonlik baie moeilik is. So ek moet deel met wat ek kan. En ek weet nie, wat dink jy? Ek stem saam met jou eerste deel vir my nou natuurlik, want ons is nou nie dieselfde nie, maar ek stem saam, mense glo nie in jou nie, mense kyk jou so en dan dink hulle, ag sy, maar jy kan niks doen nie. En ons is hier om hulle te bewys, maar jy kan. En dan sal ek sê, die apparate wat jy nodig het, soos die fietsse en so, wat verskriklik duur is. En jy kry dit nie altyd in Suid-Afrika nie. Dit sal ek sê is 'n groot issue, ja. Nou goed, julle bied ook befondsing, toerusting en rehabilitasie, so hoe help dit 'n atleet? So, 'n baie goeie voorbeeld is Lariska. Sy, daai klein ou lyfie gaan op Junie maand aan die Durban Ironman deelneem, saam met my en Danu. Sy is 100% op haar eie. En natuurlik het jy befondsing vir al hierdie tipe van goed nodig. Ek en Danu het 2 jaar terug die eerste keer die Durban Ironman aangepak, en net om vir julle idee te gee, 'n karretjie moet gecustomize word. Dis honderde duisende rande wat ingaan net om 'n karretjie te kan regkry om so iets te kan aanpak. Vir haar, sy het 2 verskillende fietsse nodig. Sy het 'n draffiets nodig, sy het 'n hardloopfiets nodig. En dan natuurlik die coaching, die nutrition agter om atlete te kry om natuurlik hierdie tipe van goed te doen. Kos 'n magdom geld. Akkommodasie, vervoer. Mens sou dink dat Danu nie ekstra gaan hoef te betaal vir om sy rolstoel rond te vlieg of te ry of wat ook al die geval nou maar is nie, maar ongelukkig is dit nie so nie. So dit maak dit moeilik, en op die einde van die dag vir al hierdie ekstra uitgawes, mediese onkostes, net 'n mediese plan vir 'n Danu en Lariska is buitensporig duur. So nou moet jy nog na al die ander kostes kyk, en op 'n stadium moet iemand vra vir hulp. En dis waar ons is. Ons wil vir hulle sê, weet jy wat ook al jy wil aanpak, ons gaan jou finansiëel, sover as wat ons moontlik kan, gaan ons jou ondersteun.
Goed, nou die volgende vraag, ek dink amper dis waarmee ons gaan afsluit, maar ek wil vinnig hê julle moet vir my net kortliks sê, hoe die ondersteuning van Beyond Barriers jou sport en selfvertroue beïnvloed. Wel, die feit agter die saak is om net te weet daar is iemand wat jou back. Maak nie saak wat jy sukkel mee nie, daar is iemand en ek ben is al amper asof Beyond Barriers vir my bene is verstaan en dit dryf my en vir my persoonlik ek is Beyond Barriers, ek doen dit en ek wil mense inspireer, hoorie, maak nie saak van hoe jy lyk, maak nie saak van hoe jy vir mense, jy lyk anders, maar jy kan doen wat jy wil, niks gaan vir jou keer, ek lyk so, maar so what, ek smile, ek gaan aan. Ja. Dus jy vat al my antwoorde, ek moet sê, ek stem weer eens, ek stem saam met hom, ek kan net sê, ek is verskriklik dankbaar dat hulle my raak sien vir wie ek is, en net my ondersteun, en te kan sê, luister, maar sy gaan dit doen, want daar soveel mense weer eens, soos wat ek nou sê, wat nie in jou glo nie, en ek is net eerstens dankbaar dat hulle in my glo, en dan is ek so opgewonde om te kan sien wat ons kan wys en net vir die mense wys wat die Here in ons wil doen en wys daar buite. Sure, is inspirerend. Ons tyd is verby, maar net vinnig, waar kan ons meer inligting in die hande kry as die publiek dalk ook betrokke? Julle kan op ons webwerf gaan en dan natuurlik wil ek ook net die geleentheid gebruik maak om te sê die 10de April het ons by Hoërskool Waterkloof 'n fundraiser. Ons eerste groot fundraiser vir Beyond Barriers Foundation. Dis R100 per persoon, spanne van 4 tot 6 kan inskryf en dit gaan vir 4 ure wees. Vrydag die 10de April van 4 uur die middag tot 8 uur die aand. Asseblief skryf in, gaan na ons webwerf toe, gaan na ons sosiale media skakels toe en ons is baie opgewonde om julle daar te sien. Baie dankie vir julle tyd vanoggend. Nou ja, daar is 'n maklik toeganklike logistieke sentrum tussen Gauteng en die Durbanse hawe langs die vraghouer korridor. En ons gaan nou uitvind hoe presies die sentrum funksioneer en beplan om uit te brei. Baie dankie Elsa, lyk vir my ons gaan maar 'n goeiemôre, good morning span moet inskryf en die 10de April uitdraf daar saam met die manne en die dames. The Escort Intermodal Freight Village in KwaZulu-Natal is the country's first fully operational intermodal freight village, combining road and rail in one location. I'm now joined by the Chief Financial Officer of the EIT Group, Manka Sebastian, to find out how the facility works, why it is important and what the expansion plans mean for the future. Manka, goeiemôre, good morning and welcome. Goeiemôre almal, thank you for having me. Can you explain what the Escort International or Intermodal Freight Village is and why it matters for South Africa? Okay, so the Escort Intermodal Terminal, we like to call it the Escort Freight Village, because what it means to us is about building an ecosystem for our logistical, our community within Escort. So why it's such an important infrastructure asset for South Africa is basically we try to hack geography. So if you think about the N3 corridor that brings 60% of the freight for South Africa into our country, the first 25% of it essentially contains 75% of the incline. So as freight comes in, if you've ever traveled along that corridor, you'll see that the lane to the left is actually chock-a-block with trucks. So when you're doing your holidays in December, you're facing traffic that's mostly trucks. So how the Escort Intermodal Terminal and Freight Village helps is that we have rail directly from the Durban Container Terminal at sea level all the way to Escort, which allows us then to take off at minimum 1,200 20-foot containers from the road. And so what that means is if you think about the cost to society, it's been estimated at 3,600 rands is saved per truck in congestion, accidents, and road damage. So the consumer benefits from improved roads, and the clients and our customers benefit from a reduced cost, because at Escort, it then makes sense to swap from rail to road, because from rail to road to Johannesburg is shorter by road and longer by rail. So it's the most efficient way to move freight from Durban Container Terminal
towards Johannesburg, saving both the customer and the society. You mentioned something about the costs. I mean, obviously, Africa's logistics costs are much higher than, say, for instance, Europe and Asia as well. So how does this project make a difference? That's a great question. So our freight village is modeled on the European model. And then in Europe, they've managed to bring down their transport cost of imports down to 10%. In Africa, our transport cost of our imports is 45%. And you can imagine how that hits the consumer pocket. So from our freight village concept is able to actually reduce those costs by up to 50%. So if you think about that, what that would mean for the consumer in a country that's got, cost of living is high, but we're also, currently experiencing a lot of trade dynamics that are making it quite difficult for our cargo. When we hit that, gold standard of 10%, imagine what that means for our cost of living and our proudly South African brand getting out to the market. Wonderful. Now, obviously, I know this project will be expanding, and when we hook up again, it will be exciting to hear what has happened and how this has changed. Thank you so much for joining us this morning, Manka. Nou ja, as jy hou van so 'n bietjie skindernuus, dan moet jy ingeskakel bly. Nee, Elsa en Roos gaan nie saam skinder nie, maar hulle gaan net so lekker saam met ons luister en hoor, want net hierna is die tonge los, want vanaand is die tonge los. Of is dit vanoggend? Net hier op Goeiemôre, good morning. Moenie weggaan nie, 'n lekker koppie koffie en skinder. Hoe's daai?